Dit is die reine wynheid. Welkom by 'n splinternuwe RSG Bekbazaar waar ek die diep en ryke grond van ons wynerfenis verken, van 2 Februarie 1659 Jan van Riebeeck tot die legendes van vandag en die nuwe wynkunstenaars wat ek na die ateljee toenooi. Die chefs, die wingerdboukundiges, die bemarkers, handelaars, wynskrywers en passievolle wyndrinkers van Suid-Afrika. Moenie vergeet om elke week te luister na my wyn van die week nie, en aan die einde van elke episode het ek vir jou 'n wynfeit. En vandag is seker die vreemdste een wat ek nog van gehoor het, en 'n Fransman het onlangs om 'n tafel met 'n pragtige glas wyn vir my van die wynfeit van Châteauneuf-du-Pape vertel. So, wees daarvoor ingeskakel aan die einde van die episode. Ek sluit ook elke episode af met so 5 vinnige vrae aan my gaste. Alles van baie bizarre interaksies met kliënte tot die beste wyn wat hulle nog ooit gedrink het. Vir die heel eerste episode het ek gevoel die wyn van die week moet Chateau Libertas wees. Dit is 'n wyn wat ek gedrink het in my 20's. Dit word gesien as 'n finansiëel meer toeganklike wyn. 'n Hele ruk gelede het dit baie hoë punte gekry van Christian Eads, en toe drink ek dit weer vir die eerste keer in 'n lang tyd. En toe ek hierdie week sê, "Jene, maar ek dink ek moet dit die Chateau Libertas maak," toe het ons waaragtig 'n bottel in die wynyskas. En hoe heerlik het hierdie wyn nie gedrink nie. 93 uit 100 hierdie 2024 oesjaar weer by Christian Eads gekry. Voordat ons by hom kom, het ek by die wynmaker ingeloer van Chateau Libertas, Bonnie van die Kerke, vir haar meer gevra oor die absolute ikoon in Suid-Afrika. Chateau is, well, we talk about our wine as our children. So Chateau is one of our favorite children, and I think sometimes a forgotten gem. You know, over the years we've worked really hard on the quality to, sustain what the consumers are used to drinking. And it's a lot of pressure every year to ensure that we get it right. Wonderlike werk wat Bonnie oor die jare doen met Chateau Libertas, en om te hoor hoekom hy glo hierdie wyn hierdie hoë punt verdien, Christian Eads. Hi, I'm Christian Eads, editor of winemag.co.za. A quick word on Chateau Libertas. The first vintage was back in 1932, and over the decades it earned a reputation for great value and easy drinkability. Then in the 2000s, early 2010s, quality dropped, and it sadly slid into supermarket discount territory. The brand owners, once Distell, now Heineken, didn't give up on it entirely. The packaging was given various makeovers, and the winemaking team now assure me they are focused on delivering serious quality for the price, often using components that could have gone into more expensive wines. The 24 vintage, which happens to be a straight cab, proves the point. Bright fruit, firm tannins, proper structure, and all for about $80 a bottle. A South African classic making a comeback. Chateau Libertas is absolute historiese Suid-Afrikaanse wyn. Dit is vir die eerste keer vervaardig in 1932. Verskillende variëteite, Cabernet Sauvignon, Cinsault, Shiraz, Merlot, Ruby Cabernet en Petit Verdot. Gaan geniet daai wyn nostalgie en laat my weet wat jy dink van Chateau Libertas. Die heel eerste wyn Bekbazaar mense, en ons het die beste sommelier in die land om ons vonkelwyn oop te maak om die oomblik te vier. Armand? Wel, vreeslik baie dankie vir die voorreg om die eerste bottel wyn in hierdie ongelooflike potgooi te kan oopmaak. So die wyn wat ons gaan mee vier is Silverthorn se Green Man. Dit is 'n wonderlike romantiese bottel uit Robertson, gemaak deur John Loubser. So net om vinnig te wys wat ons gaan doen, jy gaan altyd jou foelie baie mooi hanteer. Jy wil nie lyk asof iemand aan hom gekou het wanneer jy hom afgehaal het nie, so maak hom verskriklik mooi netjies oop. Maak hom weer toe. En dan hierdie is dan nou jou hokkie, of in Frans die muselet. 5,5 tot 6 draaie, afhangende van jou filosofie. Wanneer jy hierdie doen, asseblief maak seker jou wapen is ordentlik nie in die aangesig van enigiemand wat dit miskien mag in die oog kry nie. So hy is veilig. So die groot ding hierso is, jy draai nie eintlik die kurk nie, jy draai die bottel. En die groot rede daarvoor is maar net, dit is bietjie meer stabiel, bietjie meer veilig. So maak seker dat jou etiket vorentoe wys na die gaste wat dit gaan geniet, en dan draai jy stadig, die sagte sug van 'n bevredigende maag. Nou toe, op die eerste enetjie julle. Cheers, dankie julle.
So die eerste wyn wat ek onthou is die Dominee wat nie geld gehad het vir Grand wyn nie en dit was die Bonnesperans liter bottels wat die KWV al die jare vrygestel het. So daar was 'n rooi en daar was 'n wit. En ek het nie geweet daar is enigstens 'n verskil in kultivars en niks soos dit. Ons was jonk gewees. My pa het ook nie groot geraak met wyn nie. Hulle het Parel toe getrek en toe vir die eerste keer wyn gedrink. En Emil, jy sal natuurlik nou Bonnesperans en daai goed sekerlik onthou. Absoluut. Van jou perspektief af. So hy het dit deur pelle natuurlik van die KWV gekry. Ons is self geaas daaraan. Ja. Moenie worry nie. So dit is hoe ek het onthou en kyk ek meen ons het nie jy het nie eers gedink aan wyn is dit of wyn is daai nie. Hulle het mos nou maar net die wyn gedrink wat beskikbaar is. Ek onthou jare later toe ek nou kon wyn drink het my pa daai wyn gekry wat so in die blou bottels, rooi wyn wat jy in blou bottels gekry het. Daar was nie 'n etiket op nie. Dit was oral beskikbaar. Ek dink dit was net 'n plaas wat ontslaa raak van wyn. Ek dink hy was in Woester gewees. Kan wees iets soos dit. Dan sit ek nou laterand met my pelle in die Parel. Daar word gebraai en meeste van hulle is in die wynbedryf of wynmakers. En nou begin hulle te praat oor hierdie wyn en ek verstaan niks van nie, loop ek nou maar weg want ek voel soos 'n idioot, ek weet niks hiervan nie. En toe het ek nou, kyk my eerste werk wat ek gehad het. Programbestuurder en ontbytomroeper die eerste jaar het ek R900 'n maand verdien. Kon eers my eie onkoste dekkie. Later was dit al R1,800 toe ek nou my werk by RSG kry. Toe is dit nou baie meer as dit, ons nog steeds nie klomp geld nie, maar dis baie meer as dit en ek sê vir myself maar Martelies, jy gaan nou probeer uitwerk waaroor gaan hierdie ding nou met wyn en ek besluit toe ek gaan nou net dierwyne koop. Ek weet nie wat is goeie wyne nie, ek gaan net duur goed koop. En die eerste wyn, ek onthou dit baie goed, dis nog daar by top so dat ek gestop het in die Parel. Ek dink okay, ek gaan nou maar net na hierdie rooiwynrak toe loop want ek het altyd meer van rooiwyn gehou van jonk af. En ek gaan nou die beste wyn kies wat ek kan dink en dit was die Meerlus Merlot. Ek onthou dit baie goed. Dit was definitief 'n Meerlus. Ek onthou die bottel, ek onthou die koop daarvan en die eerste keer dat ek hierdie wyn gedrink het, was dit stelselmatig het jou palet agtergekom wat die verskil is tussen 'n goeie en 'n minder goeie wyn. En ek praat nie neer oor wyn nie. My een oom kan enige wyn bekostig wat hy wil en hy drink niks anders as Tassenberg nie. Hy weier om enigiets anders te drink as Tas. Jy kan of hom die grandste rooiwyn voorsit. So op die ou end gaan dit oor wat jy geniet, maar daai was vir my 'n oomblik van, okay, hierdie smaak anders as dit wat ek nog al die jare kon bekostig. So ek wil van al drie van julle hoor, eerstens die eerste wyn wat jy kan onthou en dan die eerste wyn, ek weet om te praat van 'n aha oomblik is simpel. Ek meen ek weet ek is nie Oprah nie, hè. Maar dit is een van daai oomblikke waar jy besef jy hierdie smaak fantasties. Nou ek gaan nou begin nou ouderdom before beauty en die beste wat ons het. Ek gaan nou maar daar begin. Want ek meen jy Emil het groot geraak in 'n wêreld waar jy joernalis ouers gehad het. Julle is in Europa blootgestel seker ook tot 'n mate, maar ek meen jy was nog baie klein daai tyd. So Wel, het begin baie verder terug as dit, maar at least my ma en my pa het in 'n drankwinkel ontmoet. In Goodwood. Maar het altyd daar gewerk. En toe word hulle joernaliste en van ek my iets kon sien, was daar 'n wynbottel. En daai was dit Lieberstein geweest, soos die groot bekende witwyn. Ja. Eerste koue giste wyn en daai klas van ding. So ek het net my hele verwysingsraamwerk rondom my ouers, soos ek my ma onthou met daai tikmasjien na gebreiery en my pa met sy Gauloise sigaret en sy pretensieuse Franse kar. Fancy. Onthou ek net wyn in die omtrek. So ek het al van soos van jongs af begin kyk na hoekom geniet hulle hierdie produk so. En ons het Londen gaan bly in 'n woonstel toe my pa vir die burger daar gewerk het en dit was vir my fascinerend om dan elke aand bring hulle 'n bottel cheap Griekse wyn of Spaanse wyn of Italiaanse wyn. Dan sien jy nou my hierdie goed kon ander labels en 'n jong kind soms in plekke belang. Hier's 'n wyn gemaak buite Rome of Parys. Dit klink vir my 'n onderwerp. Maar dis 'n wyn wat ek eintlik gedrink het ek self gemaak. Ek was 9 jaar oud gewees. Ons het want ek was 'n nerd gewees en ek het in die noorde van Engeland ons gebly in Mill Hill, dis nou ons die woonstel uit is. En ek het baie chemie, ek het so een van daai chemistry sets gehad. En ek begin toe lees oor wyn en dis gegiste druiwesap. Toe gaan ek na die Pakistaniese kafee toe en met sakgeld en koop vir my 'n klomp trosse druiwe. Ek dink dit was iets soos 5. Ons gepraat van ponde in daai jaar, 10 pond. So druiwe. Ek het my hande in 'n van my ma se opwas plastiekgoed klap gedruk en ek het van haar broodgis gekry en daar ingegooi en 'n doek daaroor gesit
En vir omtrent 6 dae die weird goed geryk in die huis, maar niemand, ek het nooit geken, dis onder my bed gewees. Ek sê vir hulle, as vra wat's ryk so, dan sê my ma, Frits, jy seker 'n bottel wyn oopgelos iewers. Maar anyway, die konkoksie van sultana of Turkse druiwe en wat ook al, is toe gegis, droog, en dit het afskuwelik geproe, maar ek het dit in my lyf ingekry en gesê, weet jy wat, dis wyn wat jy self gemaak het. So dit was my eerste ervaring gewees. Ek wil net sê, jy's nog steeds 'n nerd, maar jy is nou die coolste nerd wat ek ken. Nee, ek het het later probeer om wyn te maak en dit werk nie uit nie. Maar jy weet, soos jy sê, lightbulb moment, dit is so van, ek het elke maand 'n lightbulb moment met 'n nuwe boek, met 'n nuwe rolprent en gelukkig ook met 'n nuwe wyn. Vat nou van my eerste poging af op die ouderdom van 9, vat my so 18 toe, 18 jaar oud, 19 jaar oud, ek sê weermag. En toe ek al redelik begin tap op droë witwyn. Perrebergsteen was ons huiswyn gewees. Sure. En ek het dit regtig vir koue witwyn baie geniet, fris. Ek sal nie sê mineraalagtig en met sitrus herinnering en so nie, net lekker stywe droë wyn. Maar toe ek in die eerste keer 'n gehoute Suid-Afrikaanse witwyn proe, dit was 'n De Wetsoff Chardonnay 1982 dink ek, die tweede oesjaar. Sure. En met die blootstelling in ongehoute fris witwyn waar ek nou nog mal is, om daai neutagtige amandel romerigheid en tekstuur in 'n gehoute witwyn te proe vir die eerste keer, was fenomenaal gewees. En dit dink ek het vir my regtig die volgende rad ingeskakel en gesê, maar wyn is nie net wyn nie. Hulle is nie almal gelyk geskape nie. En ek sou sê ek was in die army gewees, en geen verwysingsraamwerk, ek het goed oor wyn gelees of enigiets nie. Maar dit het vir my gesê, wyn kan iets groot wees. Ja, net vir die wat nou nie weet nie, so oorspronklik is dit daar verwys daarna as steen. Hulle het toe nou die navorsing gedoen en besef dit is sekerlik Chenin Blanc gewees. So dit is wat ons gaan op 'n stadium ook gesels oor die Old Vine projek waar ons bietjie meer op Chenin gaan fokus. Perreberg Chenin fantasties. The Site van De Wetsoff, sal jy sê wat hier is jou gunsteling van hulle tans, want hulle is mos nou spesialiste. The Site, Batelier, wat een van daai watter Chardonnay sal jy nou sê? Ek het 'n Batelier. Die Batelier. Wyn gaan nie net vir smaak nie. Ja. Ek dink met die Batelier dis onwettig ingesmokkel van Frankryk af. Jan Bolan Coetzee het in 1981 in Bourgondië gewerk vir Joseph Drouin. En hy het wyntakkies gaan sny in die Clos de Mouche wingerd, Chardonnay wingerd. En hy moes dit oorkarwei vir Dani de Wet wat dit onwettig wil plant. En my pa was die karweider gewees. So die Batelier wat nou nog op De Wet sal staan, is gepropageer uit daardie stokkies wat aangeplant is in 1987. Ja. En my pa was die karweider gewees. En toe hulle die kommissie van ondersoek roep om hierdie belhamels vir die wynwette oortree het, voor stok te kry, was my pa baie vies dat hy nie ook geroep is nie. Want dit is sy moment. Dit was sy moment of fame. Ja, ek wil sê, dis eintlik, ek weet wat 'n ongelooflike storie om te kan vertel, dat jou pa dit vervoer het, maar wanneer is daai saak toe nou toegemaak? 85 was die saak gewees? 85 of 86. Okay. En toe sy net besluit. En dat die hele trek van die wynbedryf verander. Ja. Maar dit is, ironie van die saak is, wie was die polisie, die wynpolisie gewees? Die KWV. My ma daai jare vir die KWV gewerk, jy sal onthou, in die wynboer se kantoor in die KWV gebou. En Dani de Wet het daai stokkies in die KWV gebou kom optel. Om terug te ry Robertson toe. Een van die dae gaan ek met die Miel net sê, ek gaan net sê begin. Praat net vir 'n uur, Ja, praat net want sy 'n bietjie. kennis is mos net fenomenaal. Daleen, kom ons hoor van haar eerste wyn en jy, ek neem aan jy word baie blootgestel in wyn. Ek hoop mense oorval jou met keuse van proe en beleef en ervaar en so aan. En ons gaan nou 'n bietjie praat oor hoekom Nuus24 'n gespesialiseerde afdeling nou vir wyn het, want dit is 'n onlangse verwikkeling. Ja, 3 jou wyngeskiedenis. So my wyngeskiedenis is glad nie so fancy soos Emil se nie, ongelukkig. En ek kan nie wyn maak nie. Ek is net jy weet, ek sien dit deeltyd. Maar so my eerste wynervaring is van 'n somerbraai in Helderview, Somerset Wes. My ouers het hierdie gasbraaitjie gehad met 'n skottel en het obviously ergens 'n deal gekry op 'n, jy weet, seekos ding en hulle is besig om alles te fry en al die ooms en tannies is daar. En ek onthou net hoe ek vir my ma by die Drosday boks met die kraantjie oopgedraai het en dit so vir die tannies so uitgedeel het. En ek onthou net daai gevoel, jy weet, daai somers gevoel in die Kaap en ek voel
dit het altyd vir my het wyn altyd soort van 'n koneksie met 'n gevoel of 'n ervaring of jy weet, en dit was altyd vir my daai lekker opwinding. Dit 'n mooi versnit. Luister Emil, dit was wit. Hy was 'n goeie ja. Presies soos ek oor die Bonnie's Braai se voel, dis wit, dis wit. Kom ons sê die eerste beste wyn wat jy nou ooit gedrink het. So ek het journalistiek geswaat en dit was altyd vir my oor stories en ek het so half in wyn ingeval deur stories. En toe ek die eerste keer agterkom dat wyn is regtig soos 'n baie belangrike, jy weet, expressive, vergewe my Engels, tipe produk, was dit in Tuscany. Ons het vir my ma se 60ste gegaan en ons het 'n klomp wynproewe gaan doen. En daar was hierdie vrou wat gesê het, soos as dit proteïen, vet en sout. As jy dit saam met 'n Sangiovese sit, dan verander daai harde wyn skielik na hierdie sagte, jy weet, soos die tannine raak sagter en dit is regtig soos 'n baie lekker bykos tot hierdie, jy weet, tot die kosse. En dit was net so regtig vir my nogal insiggewend en toe het ons na hierdie plek toe gegaan, Altesino, waar ons 'n super Tuscan gehad het, waar hulle die Sangiovese mos nou 'n versnit maak met 'n Bordeaux variëteit soos 'n Cabernet Sauvignon of 'n Cabernet Franc. En dit het net vir my soos 'n swart wine gum gesmaak. Dit was soos, jy weet mos daai, dit is gummy berry juice. Die ding wat 'n mens, ek is mal oor daai geur. Ja, nee. En daai konsentrasie en daai gummy berry tipe gevoel. En ek was net soos, o wag. En jy het hierdie gevoel van jy staan in hierdie wingerd en jy verstaan waar dit vandaan kom. En toe skielik klik dit vir my. Toe ek soos, wag, hierdie is soos 'n adres in 'n bottel. Jy weet, soos wyn is 'n representation van al hierdie verskillende plekke. En toe is ek hooked. Oh, dit is baie mooi vertel daai. Ek is baie jaloers op daai ervaring. Ja nee, ek was baie sterk begin. En dan van ons beste sommelier in die land. Ek meen, ek hoop regtig, natuurlik moet jy weens jou werk blootgestel word aan van die beste wyne. Natuurlik. So gee vir ons 'n idee. Hoe oud is jy nou? Mag ek vra? Ek is 29. 29. Jong bloetjie. Ek het geskeer volgende bietjie jonger te lyk. Ek dink jy hoef te probeer hierdie, jy nog jong genoeg, baie geluk weer eens natuurlik vir daai toekenning. So jou ervaring, jou eerste? Jong, ek het nou baie lekker gesit en luister na hierdie stories en ek het nou 'n bietjie van my storie vergeet, maar ek dink dit is maar eenvoudig. So ek is oorspronklik van Kimberley en jy weet ek het in die NG Kerk ook maar die wyn op 'n Sondagoggend. Ek kan nie onthou of dit wyn of sap was nie, maar wat ook al dit was my eerste ervaring sover as dat ek dit kan onthou. My ouers is nie groot wyndrinkers nie. Hulle is nou, maar nie groot geword met dit enigsins nie. So ek het wyn baie laat in my lewe eers regtig ontdek op universiteit Bloemfontein. Want wyn was goedkoper as brandewyn, glo dit of nie. En ja, ek dink ek was maar net baie bevoorreg. Ek het by 'n ongelooflike steakhouse gewerk in Bloemfontein, Margaritas. En die eienaars is net ongelooflike groot, weet, wynkenners en wyndrinkers. En so ons was elke dag blootgestel aan al die ongelooflike wyne en obviously as 'n wynmaker nou kom kuier uit die Kaap uit. Dit is nou verskriklik grand. So een keer 'n maand het hulle nou die etes gedoen en dan elke waiter het gedruk om in daai spasie van die restaurant daai aand te kan werk want ons wil almal hoor wat sê die wynmaker. En dan om te kyk na, jy weet, as 'n student sien jy drink as hierdie plat eenvoudige ding en dan, jy weet, soos wat almal nou voorheen ook genoem het, net om te sien hoe mense hierdie ongelooflike romantisisme het rondom hierdie drankie en die pryse van hierdie drankie. Was net vir my dit heeltemal net my aandag gevang. En die een aand toe was Hannes Storm van Storm Wines aan Hemel en Aarde was daar gewees. En toe geef my 'n glas van sy 2017 Pinot Noir. En dit was nou in 2019 gewees. En dit was regtig, dit was net een van daai oomblikke waar jy net besef, kyk, daai 2,5 liter tassies wat in die woonstel sit, gaan ons nou maar by die drein moet afgooi, want daar is soveel meer tot hierdie lewe. En ek dink, ja, ek het my studies alles opgegee, na ek my ondergraad gekry het, om in hierdie industrie te kan ingaan. Ja. En ek dink, dis nog so helder in my kop, is net daai romantisisme, die woorde van Bruce Jack, alles, die mooi goed wat hy skryf, agter op sy labels. En dan natuurlik, as jy die smaak by dit alles byvoeg, dan, dis 'n ongelooflike ervaring, en ek dink, ja, dit is whimsical. Ja. Dis vir my wat die ongelooflike ding van die wynkultuur en ons sien dit onder wynmakers.
sommeliers, wynskrywers dat jy kan uit 'n agtergrond uitkom waar wyn geen rol in jou lewe speel nie. En dit kan jou hele traject van jou lewe verander. Nee, absoluut. Dit het my professionele traject verander. En is nie ongelooflik dat is net hierdie stokkie in die grond. Ek was nou bevoorreg om verlede week 'n paar sommeliers uit Gauteng af deur die wynlande te vat. En daar was 'n jong dame van Limpopo wat ons stap nog so deur die wingerde en sy vat so aan die stok en sy sê, "You've just seen me touch my first ever wine. I hope you're taking it in." En dit was my so 'n oomblik geweest want jy weet hier's 'n meisie wat uit Limpopo is nou in Johannesburg en dis nou wat sy al lewe gaan gee is hierdie wêreld van wyn. En dit kom alles maar net uit daai stokkie uit die grond. En wat 'n wonderlike stokkie is dit nie. Ek meen dit vervaardig 'n hele kultuur wat duisende jare oud is. Dis amper soos iemand wat die see vir die eerste keer sien. Jy weet dit seeligryk vir die eerste keer. Maar die ding daarso is dat baie belangrik dink ek dat ons nie net die wynbedryf gesien word as 'n Kaapse produk nie. Nee, Baie belangrik dat dit nasionale Absoluut. Dit is wat iemand van Limpopo af of Messina of tot Kimberley. Durban, Natal waar hulle self sien ons is deel van wat kan Suid-Afrika bied en die ding is wyn en wynkultuur. So daar speel julle 'n baie belangrike rol. Ja. As ook ons wydgeleese wynskrywers wat mense inlig. Ons gaan- Ek dink dat Daleen het nou al meer mense opgelei aan die ander kant van die Hexrivier Vallei. As kan ek kom dink. kyk Wine Masters kursusse. En dit is ook net dis wonderlik as jy lees, jy luister eintlik so lekker na hoe die persoon se stem vir jou die storie weergee. Kyk, jy moet die Wine Goggle platform, jou artikels sal ek nou maar sê wat jou Wine Goggle sit. Mens lag jouself te pletter deur daai goed en jy is so direk ook oor wat jy dink, so vreesloos om vreesloos te skryf oor produkte wat jy self mee omgaan elke dag. Is nogal 'n groot ding in terme van jou loopbaan. So gaan lees dit, maar voordat ons nou verder daarby kom, die News24 afdeling asseblief. So ek sê nou onlangs is al vir 'n ruk in die gang. Dis in die 3de Maar jaar. ek is so bly om te sien toe ek dit raak sien hoe fantasties is dit. Hoekom en ek sien toe ook jou baas en so aan en sien ek hom nou by funksies en so daar by Kanonkop. Ja. Jy weet so duidelik sien hulle die waarde daarin en die belang daarvan. Absoluut. So Adrian is 'n groot wynliefhebber natuurlik en ek dink dit was sy, jy weet, hy wou baie graag die wyn inbring as 'n vertical. Hulle noem dit 'n vertical op News24. En ons het 3 jaar terug begin en die idee was net om dit te humanize, om dit menslik te maak, om die stories agter die wyn te vertel, want ek dink dit is soos wat ons sê 'n baie kulturele produk en ek bedoel wyn as 'n produk, as jy dit nou sien op die shelf, dit is net 'n bottel, jy weet. Dit kort bietjie konteks. Jy moet kan sê waar dit vandaan kom, wie dit gemaak het, want andersins hoe gaan mense weet wat om te koop en wat om te drink, jy weet? Ja. So van my perspektief af, ons doen verskillende kategorieë stories, soos ons doen features, ons doen ratings, ons doen nuus, ons doen, jy weet daar's 'n paar verskillende elemente, maar vir my is dit net, dis nie net oor wyn nie. Jy weet daar is boere, daar is ekonomiese konteks, daar's verskillende goeders wat hier uitkom en ek voel net hoe meer van hierdie mense ek ontmoet, hoe breër is my scope of South Africanism. Ek sê ook elke keer is ek voel baie keer skuldig as jy nou 'n bietjie te veel geld spandeer op 'n wyn. Want dan dink jy mens ek ondersteun gemeenskapsprojekte, ek doen regtig my deel en so aan. En dan sal my wederhelft net vir my sê, maar Telies, jy het nie net die wyn gekoop nie. Jy het 'n hele bedryf, 'n gemeenskap ondersteun deur die aankoop van daai wyn. So ek wil vir Armand bietjie daaroor vra, juis omdat mense nou praat van die hele groter ekonomiese spektrum. Jy as 'n sommelier is natuurlik sommelier, maar ons sê nou maar 'n Afrikaans sommelier. Die restaurantbedryf, die kelners, ek meen die mense wat die wingerde bewerk, almal, dis so 'n groot bedryf van jou perspektief af. Hoe belangrik is die bedryf in Suid-Afrika? Ek dink jy het nie 'n Weskaap sonder die wynlande nie. Ek het vanoggend so 'n bietjie gaan lees oor wyntoerisme in Suid-Afrika en net hoe baie geld dit inbring. En ek bedoel ons kyk na naby aan 10 miljard rand. En dis nie wynverkope waarna spesifiek nie, dis net die wyntoerisme. Dit is en ek meen dit is duisende mense wat almal net vir iemand anders 'n glasie klink en sê hierso is 'n storie van hoe Eben Sadie, jy weet hierdie wingerde 20 jaar terug geplant het om klimaatsverandering aan te pas tot klimaatsverandering wat hy 20 jaar terug al gesien het. En net jy kan 'n wetenskaplike storie vertel, jy kan 'n romantiese storie vertel. Elke bottel het maar sy storie en dit is ek dink op ons skouers en ons verantwoordelikheid as die mense wat regtig
besig om te werk in hierdie industrie, wat die wyne aan mense oorgee is om daai stories te ken en regtig dit te hanteer met respek en liefde en weet 'n kreatiwiteit te kan vind in hoe ons hierdie stories aan mense vertel. Met almal het hulle eie benadering tot wat hulle wil hoor. En ja, nee, die wynwêreld bring so ongelooflike dinamiese besigheidsstruktuur tot die Weskaap en nog verder. Ek meen as jy opgaan Noord-Kaap toe. Ek is nou bevoorreg om die hele toer van die Noord-Kaap wynlande te doen en daar is ongelooflike wyne in die Noord-Kaap en hulle, jy weet, jy kan gaan kamp by die Mas of jy kan gaan ongelooflike suurdeeg broodbak in Prieska by Alberti. En dan natuurlik kan jy KwaZulu-Natal toe gaan by Abingdon en jy kan daar gaan wyn proe. So dit is natuurlik nie net die Weskaap nie, maar die Weskaap is natuurlik ons die senter van wyn in Suid-Afrika en van 'n ekonomiese perspektief. Ek sal nog baie meer oor dit moet leer, maar net wat jy sien op die grond, dit is dinamies en ons het meer mense nodig. Wat baie belangrik is daar is die beeld van Suid-Afrika. Ja. Baat so by die erkenning dat ons 'n wynkultuur en 'n wynbedryf het. Ja. Ek het al so baie mense ontmoet, meneer Singh van Frans Hoek. Toe hy die eerste keer ons wynlande sien, toe besef hy, maar weet jy wat, ek gaan my besigheid na hiernatoe met die kultuur en die wyn en dis meer. Soms sukkel ons om verskeie redes Suid-Afrika internasionaal te bemark as 'n land, want ons nou verskeie probleme waarvan ons almal bewus is. As jy jouself kan bemark as 'n land met 'n sterk en 'n gevestigde wynkultuur en 'n land wat kuns doen, 'n land wat goeie rolprente maak en musiek en dis meer. Daar aan die buitekant, moenie fout maak nie. Daai mevrou Appleton van Wisconsin wat 'n plek soek om vakansie te kan hou. Skielik lees sy Suid-Afrika. Dis nie net leeu's en berge en riviere nie, maar dis met die wynkultuur van 1659 af en gevestigde plase en die nuwe opwinding van die wynmakers. It triggers something. En Australiërs noem dit emotional takeout. Met ander woorde, jy besoeker kom hierso, hulle het 'n fantastiese tyd hierso. I mean, ek dink ons restaurante is van die beste. Jy het net Michelin-sterre gewerk, maar ek dink ons 'n heel paar restaurante hierso waar 2-3 Michelin-sterre restaurante werk is. Ons wyn is uitstekend. En as mense dit eers ontdek, dan gaan hulle terug na Europa, Australië, Suid-Amerika, China toe. Hulle het nie 'n beeld van Suid-Afrika en they act as ambassadors. Maar hoekom het ek Nieu-Zeelandse wyn begin drink? Want ek het gehoor van 'n pel van my wat daar was en vertel van die wynkultuur aan die ander kant. So ons moet nie net dink die mense kom hier so koop 'n paar kiste wyn en ons hulle dit is verby nie. Dis 'n lewenslange verhouding wat geskep word. Soos wyn is 'n ambassadeur van die Weskaap en dit gaan voor ons uit en dit, jy weet, soos mense kan dit koop en hê en soos dit kan deel wees van hulle tafel. Jy weet iemand by jou tafel sit net en die Weskaap is dan nie net limited geographically tot. Ek wil vir Emile gevra, jy het nou die Cape Wine, jy het almal Cape Wine ervaar en so aan en jy moes natuurlik nou 'n klomp, jy weet, mense van oorsee onthaal en vertel en so aan. Ek moet sê ons het nou 'n Fransman wat ook al van die vroeë 80s af hier kom kuier wat 'n lang verhouding het met die wynbedryf in Suid-Afrika. Hy is so lief vir Suid-Afrika. Hy kom elke jaar of elke tweede jaar en dan ry hulle daar soos die Parel se rigting ry en sê hy, you don't even see it anymore, do you? Die berge. Hy sê dit is net fenomenaal mooi en hy bly in Bordeaux. Ek meen dit is waar hy vandaan kom. So hy wil hiernatoe kom. Die kos is fantasties. So gee vir ons 'n idee van as jy nou vir 'n buitelander moet trakteer met Suid-Afrikaanse wyn en wynkultuur. Wat is jou eerste besluit? Wat is die terugvoer wat jy kry van die ouens wat nou hier was? Ek dink ons wynbedryf sy ekonomiese posisie gaan baie verander die afgelope 10-20 jaar. Daar's baie negatiewe stemme in die lug en onregverdig so. Want die beleggings wat hier plaasvind in die wynbedryf, ons is nie bewus daarvan nie. Ek dink 30-35% van premium hoë prys wynplase is in die hande van buitelanders, omdat dit met die wisselkoers, jy kan vir die prys van 'n 3-slaapkamer woonstel in Chelsea kan vir jou 'n helse wynplaas koop in Suid-Afrika. En hulle sien hierdie potensiaal hierin. Want hulle kom nie net om hulle wil wyn maak en hulle wil Suid-Afrikaanse wyn onder hulle eie naam versprei. So ek dink ons is ekonomies in die toekoms is baie blink wat dit betref. Maar ek dink toe Armande gepraat het van Noord-Kaap, ons wynlande is so divers. En binne betreklik, ek het Noord-Kaap uitgesluit, maar binne 200 km van die Kaapstad af,
kan jy, ek dink 12, 13 tot 15 verskillende wingerdsgebiede vind wat heeltemal van mekaar verskei in terme van hoe hulle op die oog is, die gevoel vir die atmosfeer wat hulle skep, die gemeenskap en asof vir die wyn wat hulle maak. En dis ons in die posisie is waar jy in plek so Stellenbosch kan jy wêreldklas Chardonnay en Sauvignon Blanc en Cabernet Sauvignon en Shiraz en 'n Bordeaux verstit maak uit 'n streek van 'n paar duisend hektaar wingerd. En ek dink daai gevoel van opwinding. Ek is baie en ek weet Armand ook legacy and tradition. Ja. Daai ou kellers, gevestigde kellers, dit speel 'n baie belangrike rol om ons te anker. Maar selfs daai ou produsente kyk nie meer na hulle kyk om goed te verander, beter wynmaak tegniek en dan kyk jy natuurlik na die rockstars van vandag waar die traject heeltemal verander het. So dit is ek kan nie uitsonderings maak en sê ek gaan nou iemand optel en kom ons ry na die plaas toe en drink Kaap klassiek nie of na daai plaas 'n Bordeaux versnit nie. Ek moet vir sê hoeveel tyd hy of sy het. Dan kan mense 'n wye draai gooi. En dis nie dink wat byvoorbeeld ek gaan maar 'n gesprek doen met die mamas by die Mavericks, jy weet daai die Swartland revolusie. En net om vir jou te sê hoe wonderlik dit is om wyn te maak, daar is 'n wynmaker, sy was letterlik gekeer vir die NASA program. Ja. Sy was in die Spice NASA program ontvang en sy het gesê nee, ek wil gaan wyn maak in Suid-Afrika, Amerikaanse vrou wat dit kom doen het en wonderlike wyne maak in daai streek. Maar ek dink terug na Alleen se punt oor die media. Jy sal onthou, hierdie kinders onthou dalk nie, maar in 20 jaar gelede het elke koerant, daar was koerante gewees. Ja. En elke koerant het 'n wynrubriek gehad, 'n wynskrywer gehad. Ek bedoel as ek mense uit my PR-bedryf moes al die wynskrywers nooi. Ek dink wat News24 gedoen het is baie belangrik om plek te gee vir wyn wat ek dink redelik afgeskeep word omdat die media as sulks afgeskeep word. Ja. Maar jy het dit ook mos gewen op 'n stadium, né? Wynskrywer van die jaar. Hoe lank terug is dit? Ek is seker daarvan. Ek was met tweede gewees. Ek het dan so mooi, ek is nie 'n biografie, maar seker daarvan. Jy dink aan die Afrikaanse kortverhaal. Ja, dit kan wel wees. Lank terug, maar dit is 'n groot rol en dit is as jy dink in terme van journalistiek, as jy nou kyk na die studente wat opgeneem word in journalistiekprogramme. Ek meen jy kry mense wat spesialiseer in opera en in wetenskap, want jy het dit nodig. Jy moet iemand hê wat kan spesialiseer om te kan ordentlik en korrek daaroor verslag doen. En dit is wat ek nou vir julle wil vra op die noot van media. Jy's ook baie goed met digitaal. Dit is waarheen alles beweeg. As dit nie op TikTok is nie, dan bestaan dit nie. Dis amper hoe belangrik dit nou geraak het. Maar om so 'n gesprek te voer, jy weet, om vir mense te sê skakel in vir 'n episode as jy nie 'n wyndrinker is nie. Ja. As jy niks weet van, ek het kollegas wat gevra het hiervoor en glad nie enigiets weet van wyn nie, maar wil leer daarvan. Dis my so oulik gewees, een van my kollegas in Johannesburg, ek sê, hy help my so, ek sê vir man, kan ek vir jou bottel wyn of iets stuur wat spesiaal is? Hy sê vir my, hy het nou nog nie regtig, hulle werk nou daaraan, hy is nou pas getroud verlede week. So nou gaan koop hulle 'n soeter rooi wyn, want dit is wat hulle palet in Johannesburg nou, jy weet, aan blootgestel is. Maar hy sê hulle werk nou stelselmatig daaraan om in 'n rigting te beweeg. Om daai ouens te betrek by hierdie gesprekke is baie belangrik, soos met News24. Ja, wel van my perspektief af is dit die wynkarakters wat dit vir my die mees opwindendste maak, jy weet. En ek het 'n bietjie terug deur al my ou stories gegaan en gaan kyk wie is die karakters in wyn wat regtig vir my nogal ingetrek het. En daar was mense soos oom Jan Boland, ek sê obviously dit is nou maar soos jy moet hom noem, maar ek het hom die dromer genoem want hy het gesê dat 'n man se waarde word gemeet aan hoe groot sy drome is. Ja. Jy weet. En dan so die Badenhorst van Kalmoesfontein wat gesê het hy JOMO, the joy of missing out, nie FOMO nie, fear of missing out. En jy weet, daar was so Peter Finlayson wat vir my gesing het, want hy's 'n tenor en hy sing in die Oeverbergse koor
voor. En al hierdie mense imbue hierdie wyn met hierdie karakter en hierdie passie en ek voel dit is ook vir my, jy weet wat mense interesseer. Jy weet want dit is nie net altyd die wyn is amazing, maar dit is hierdie goeders wat jy gaan soos in, ek wil hierdie oom se wyn 'n bietjie gaan proe. Gaan kyk hoe smaak Jomo. Maar ek dink ons is baie bevoorreg daarso in die wynbedryf wêreldwyd, want as jy kyk wat mag mense hulle konkurrente noem, die spirituele en die bier, hulle moet vir Usain Bolt en Scarlett Johansson en Harrison Ford kry om hulle goed te bemark. Want niemand gee om wie whisky maak en bier maak en daai klas van ding nie, maar wyn wêreldwyd weer eens het karakter en mense daar agter, omdat ek glo wyn is 'n kunsvorm. En daardie karakter spreek tot mense toe. Ek persoonlik sal met respek eerder 'n artikel lees wat jy skryf vir Peter Finlayson se sang as Otolise op Sauvignon Blanc en vlekvrye staal. Ja, want lesers ook se attention span is so cool. En dis 'n bate vir die wynbedryf het. En ek dink baie wynmedia doen nie genoeg daarvan nie. Aanloklik te maak vir die huidige gehoor wat daarvan hou en vir die potensiële nuwe gehoor. Ja, ek dink as jy kyk na chefs in Suid-Afrika of chefs wêreldwyd, hulle is absolute rockstars so wat hulle doen. En is min met 'n sommelier dit sal erken. Maar jy weet ek is nou bevoorreg om vir iemand soos Jan Hendrik van die Westhuizen te werk vir 'n klompie jare. Dit is ook 'n kunsvorm en ek dink jy weet ons gee al hierdie verskillende toekennings, ons skryf al hierdie verskillende artikels. Hulle het eie TV-reekse en great, dit is baie lekker om te kyk en om deel te wees van daai atmosfeer, maar ek dink Emil wat jy nou sê oor hoe die media, ek dink meer geleentheid kan skep vir hierdie karakters in die wynlande, die wynmakers. Ek meen daai mense is absolute persoonlikhede en hulle kennis is stralend. Jy weet, as jy nou vir die Badenhorst moet hê, maak net seker is na 12. Dan jy weet hy sal bliep. Maar dit is 'n ongelooflike gesprek om na van hierdie mense te luister, van die jonger wynmakers, die ouer wynmakers en ek weet net nie wat die strategie daar is nie, maar daar is verseker geleentheid, ek dink, om bietjie meer van 'n rockstar uit hulle te maak. So ek het 'n gesprek gehad met Eben Sadie en hy het vir my eendag gesê die mooiste Afrikaanse woord is wysbegeerte. En hy het gesê hy het die grootste wysbegeerte gehad om te weet hoe smaak 'n Swartlandwyn, soos 'n eg Swartlandwyn. En dit was sy grootste ding was om hierdie ambassadeur Swartlandwyn te maak. En dit was net vir my soos just like it. Ek wil daai wyn proe, jy weet. Ja, maar kyk wat jy nou gesê het Armand op Bloemfontein. Die wynmakers kom kuier daarso met hulle wyne en die kelners druk met mekaar verby om daar te wees. Dit is wat dit werklik waar besonders maak. En dit is ook een van die redes hoekom daar so baie wyne in Suid-Afrika in die wêreld is, want daar so baie mense wat belê daarin en wat verantwoordelik is vir die eindproduk. En ek moet sê Ronnie Melk, hy was destyds hoof van Stellenbosch Boere Wynmakery. En ek het 'n artikel wat ek onlangs gelees het waar hy sê want Stellenbosch Farmers Wine was 80 jaar enorm suksesvol en die ander gesê hulle gaan die KWV verbysteek en daai klas vir Ronnie Melk gesê ons is in die wynbedryf tweede, ons is in die mensebedryf eerste in verhoudings. En ek kan vir jou noem suksesvolle produsente in Suid-Afrika interpersoonlike verhouding met die handel, met die media, met die wynkopers en met jou gaste, dit tel. I mean iemand wat daarby kan rondkop sien, hy het nou 'n 6 bottels pinotage gekoop en Johannespool kry gedra sommer die kussie vir hulle kaarte. Ja, dis 'n ding. Die eienaars van die plaas, daai persoon sê ek nou vir jou, gaan nie 'n jaar verbygaan sonder om 6 bottels te koop nie. Maar kan ek ook sê dat ek het met Atkin gepraat, daai Master of Wine, en hy sê toe vir my, een van die kenmerklikste goeders is hoe baie mense onder 40 in die bedryf is. En dit bewys net soos hierdie energie en hierdie passie wat die ouer gardes vir hulle, jy weet, soort van wys en dit aanloklik maak vir hulle om deel daarvan te wees. En ek sien dit. Ek bedoel, daar's hoeveel klein handelsmerke van jong mense wat jy weet baie keer dan sit ek by hulle en dan dink ek, hoe gaan jy geld maak jy uit? Jy weet, soos want jy vat 'n groot risk om hierdie goeders te doen. Jy weet nie of jy die geld gaan terugkry nie. Jy weet nie of volgende jaar is daar 'n extreme climactic event wat jou hele oes in sy ding is in sy, jy weet, soos, en dit is vir my nogal kenmerklik van die Suid-Afrikaanse manier. Ons is so half soos devil may care. Kom ons gaan, jy weet, bring dit. Ek dink 'n groot natuurlik alles hoe het naasbote altyd sê, aan die einde van die dag gaan dit oor die gehalte. En jy praat oor Cape Wine.
En ek het so 'n paar pelle daar gehad en ons het elke dag by mekaar gekom, 'n bietjie gesprek wat ons geproe het en so aan. En ek kan werklik nie dink dat ek nie dat ek 'n wynkenner is nie, maar een swak of lomp of 'n tiewe wyn geproe het nie. Of dit nou 'n R60 bottel steen was, ongehoud, of 'n Shiraz wat 2 jaar in die vate was. Ek dink ons wyngehalte is absoluut uitstekend. Emil, dis 'n ongelooflike goeie punt. Ek dink, jy weet, veral ek wat nou weet in die laaste 4-5 jaar nou maar my palet begin ontwikkel het en begin wyn drink het. 'n Sommelier is nie die ou wat vir jou 'n lekker wyn gaan offer nie, want daar is nie meer regtig slegte wyne onder R100 of bo R100 nie. Jy kan selfs nog onder R100 ook baie suksesvol wees. Daar het Christian iets nou vir daai 1 bottel 93 gegee vir R80. Maar dit is 'n hele ander storie. Nee, ek dink jy is heeltemal reg. Dis 'n goue eeu van Suid-Afrikaanse wynmakers wat ek het verstaan. En jy kan regtig nie 'n slegte bottel koop nie. Van hier af is dit alles net oor om jou eie smaak te ontwikkel en te sê soos wat jy nou in die begin gesê het, jy weet jy hou van daai vars, fris, ongehoude witwyn. En as dit jou styl is, het jy 20, 30, 40 verskillende produsente wat vir jou ongelooflike gehalte wyn kan gee van R100 tot R200 tot R300. Mag ek gou vir jou vra wat se wyn het jy die meeste verkoop daar in Nice by Jan se restaurant? Wat het die mense die meeste gekoop by jou? Jong. Ek vertel hierdie storie gewoonlik net as daar 'n glas wyn betrokke is, maar jy is nou wel een hierso. Nee, jy is nou wel een hierso, so nou moet ek hom vertel. Toe ek eers daar aankom in 2022, nog nie regtig 'n sommelier nie, maar hier's ek nou as assistent sommelier en ek sien saam met die hoofmaal op die wine pairing, onthou hier is nou 'n Michelin ster. Ons praat van €250 tot €400 per persoon. En en al die groot name van Suid-Afrika is daar. Maar die grootste verkoper van Suid-Afrika was Diemersfontein se The Original Pinotage. Daai chocolate koffie Pinotage. Ons het dan natuurlik ook verskriklik baie van Adi en ons het verskriklik baie van Sadie se Columella verkoop, en dit is maar wat die groot wynkenners in daai streke ken of reg oor die wêreld ken. Dit is maar ons kultwyne. Maar dit was die een wat op sy prysklas net gewaai het. Nou is dit natuurlik die Jan versnitte, die wit en die rooi wat kyk dit vlieg van die shelves af. Maar Diemersfontein the original. En dit onder die Franse, né? Dit onder die Franse. Franse. Dit is 'n vol nonsens. Want ek het amper in fisieke geweld betrokke geraak 20 jaar gelede, want ek het daar 'n praat van in Frankryk bly gaan kuier en ek vat toe 'n paar bottels Kanonkopol sour saam. En die een Fransman aan tafel sê, "This tastes like Orangina." Ek sal hom vashou. Maar in elk geval, ja. En in Frankryk, hulle benadering tot wyn, jy is baie betrokke hierso in die hoë einde van kliënte en dis meer. As jy nou 'n wynaanbieding moet doen vir 'n Franse kliënt vergeleke met 'n Suid-Afrikaanse kliënt, is daar ander benadering uit die Fransheid. Beskou hulle self as die paus en die moeder Maria en die suigeling van die wynkultuur. Dis 'n baie goeie vraag, en ek dink ek het nog nooit 'n Franse persoon ontmoet wat nie dink dat daar is hierdie weet, hulle is gebore met die palet wat ons almal net voor kan droom. En jy weet, jy wil op die een kant wil jy vir hulle sê, okay, cool, ons gaan nou ons beste hemel en aarde Pinot Noir Chardonnay, ons beste Bordeaux versnitte uit Stellenbosch en dan natuurlik ons nuwe Swartland Chennons vir hulle wys en die Syrahs. Maar jy moet absoluut vir hulle 'n paar curveballs gee. Om vir 'n Fransman 'n blind tasting te laat doen. Daar's min dinge in hierdie wêreld wat vir jou so baie genot gee om nou regtig iemand se knoppies op 'n verkeerde manier te draai. Wanneer jy daai sokkie van die bottel afhaal en jy wys hulle wat hulle eintlik besig is om te drink. Ek dink ons in Suid-Afrika het 'n baie meer eerlike palet, omdat ons moet. Ek dink jy weet ons het gekom uit 'n plek waar die gehalte van wyn was nie regstreeks fantasties nie, en nou is dit. Maar ek dink weet ons palet is so eerlik, want sodra jy begin, soos jy nou sê, die Fransmanne maak asof jy nou weet waarvan jy praat, en jy nie eintlik doen nie, dan verbrokkel jou hele autoriteit as 'n wynspreker of 'n wynkenner of iemand in die wêreld van wyn. So daar moet 'n absolute eerlikheid tot ons palet bly, net om dit verder te ontwikkel. Ek dink om 'n blank canvas te hê. Ek beskou as jy by 'n nuwe wynland aankom. Ja. Ons het laas aan Portugal, ek het alleen gewees en ek het by streke aangekom vir se wyn wat ek nog nooit geproe het nie. Om net daai blank canvas te hê. En
Ek sê nie don't have any expectations, maar as jy blootgestel word aan wyne wat jy nie van weet of van ken nie, gaan met 'n oop gemoed daarin. Ja, absoluut. En jou Moenie smaak is dink jou eie. dis nie so dis te gehoud of dit is nie so lekker soos daai wyn nie. Just go blank en ervaar dit soos dit is en besluit wat jy daarvan dink. Goed, dus ek noem dit nou die vinnige Fani 5, want ek kan nog nie dink aan 'n beter naam nie. As jy iets kan dink, Fani 5. die vinnige Fani 5. Goed, die Hang eerste of wie Fani is. Ek wou dit cricket speel. So kom ons kyk gou vinnig. Die eerste vraag is, as jy jouself moet beskryf as 'n wyn, wat sal jy wees? Ek gooi maar Cabernet daarin, want ek dink ek is maar net 'n, jy weet, altyd so half meeste van die tyd op dieselfde vlak, ek weet nie. Ek is 'n Amerikaanse Chardonnay. Wit, dik. en baie vrygewend. Goed, okay. Ek hou daarvan. Ek het nog nooit Amerikaanse Chardonnay gedrink nie. Nou moet ek gaan proe. Is hy geel? Botter dik. Ag, my hare miskien ja, maar die res kan nogal res kan nogal geel-bruin raak in die somer. So 'n geoksideerde Californiese Chardonnay wat botterig en dik is. Oksideer. En verskriklik smooth. Smooth, ja, nee, very very smooth. Jy moet die sonbril gaan kyk op Instagram asseblief. Daleen? Ek sal 'n Chenin Blanc wees, want ek sien myself, ek identifiseer nogal met 'n cockroach, né? Soos 'n survivor tipe situasie. Goed. En ek is baie aanpasbaar. So jy kan my sit op enige ding en jy weet dit is my lekker. Is daar 'n spesifieke een? 'n Spesifieke een, dit gaan definitief 'n Paardeberg Chenin wees en currently sal dit wees Lawrence Family Wines en Matthias Chenin 2024, sy maiden vintage van die uitvlug plaas wat Calilou nou net gekoop het van Porseleinberg. Dis hy het ding gekoop. O, yes. Lekker, Dit is nou so 'n lekker. ding. Jy kry sommer 'n scoop ook, Bartelies. Ja, ek wou nog net sê. Ek wou nie vir ons sê nie, maar nou weet Julle ons. konteks daar so ek is mal daaroor. Armand, jou kant? Jong, ek dink ek sal 'n pinotage wees, want ek huil nog as die Springbokke die volkslied sing. Wat 'n pinotage. Ek wil so graag sê hierdie nuwe styl van pinotage, want dit is so delikaat en vol energie, maar ek dink 'n lekker ou kanonkop Lekker. verseker. Ek verkies nog 'n ou styl. Ek moet sê ek het die dorper daai pinotage O, ja, dag gedrink en dit is ongelooflik. verskriklik mooi. Tweede vraag. In Engels praat hulle van 'n guilty pleasure. So wat is jou kos en wyn guilty pleasure? Myne is rooiwyn, winegums en biltong. Dit is daai kombinasie, as niks beter is dit nie. En die vraag is geïnspireer deur Emile wat die pastye van die land verken. Ek weet peri-peri is ook 'n groot ding in afval, maar wat sal joune wees? Nee, ek sal definitief sê ek gaan weer eens Chardonnay toe en vaal afval. Goed. Okay. Lang Okay. gekookte vaal afval. En ek het trouens so ver gekry, daar nie op die Wetshof, ek en hy eet altyd afval en sy twee seuns Pieter en Johan hardloop weg. Hulle so ver gekry 'n pot afval wat ek aangedra het daar, sodat hulle dit selfs nou eet. So dit is totaal dekadent, want ek dink jy kan Chardonnay verstaan as jy nie van afval hou nie. Absoluut. So dit is my guilty pleasure wees. Daleen? Myne is knickknacks. Ek love knickknacks. En ek love dit met hummus. Dit moet gedoop word in hummus en dan wil ek 'n polka draai Cabernet Franc Jo. met dit hê. Netjies. Dit is gunsteling. Luister, Jan Hendrik gaan hy so resep. Hy moet iets doen. Ek gaan hom dek. Hy gaan seker een of ander Knickknack krimmel. pastytjie of iets daarmee Ja. maak. Hy moet 'n Hummus. knickknack gee. Dit Ja. is fantasties. heerlik. Armand? Jong, ek dink ek is mal oor 'n lekker Wags Zuni burger met eerder 'n ou Pinot Noir of net 'n lekker ou Pink Bubbles. Okay, lekker. Ek gaan by jou bly en vir jou vra, wat is die vreemdste vraag, versoek wat jy ooit gekry het aan 'n tafel van gaste? Jy kry mos vreemde goed wat mense vra. So ek gaan dit aan jou laat. As jy dit mag deel. Jong, ek het nou nie vir Jan Hendrik gevra of ek hierdie mag deel nie, maar
Weet ek nou 5 jaar vir Jan gewerk en weet reg oor die wêreld by al die verskillende restaurante en die vraag wat hoeveelheid keer wat ek nou al gevra is om net 'n sokkie of 'n onderbroek met die deel van Jan Hendrik. Dit is 'n verskriklike ding om aan die lig. Dit is 'n verskriklike ding om nou te sê. Is op die radio, maar dit is Dis 'n lekker een, is super juicy. fans. Jy verstaan nie. Dit is Jan is jy luister, ek's baie jammer dat ek nou gedeel het, maar Ja, ons het van Jan Jan hou sê van dit ons nie is vir my. okay. Ek dink Jan gaan okay wees daarmee as hulle hom doodlag maar daarvoor. menigte kere en in verskillende kontinente en nie net die tannies nie. O nee. Die tannie. Nie net die tannies nie. Alleen so jou vreemdste ervaring met 'n wynmaker of 'n kliënt wat jy of iemand wat jy oorgeskryf het. Iemand wat ek oorgeskryf het wat interessant was. Ek dit sal seker Adi wees. Jy weet want Adi, jy moet hom so half lees en jy moet wag want hy antwoord altyd in so half soos 'n riddle, jy weet. So jy moet hom so half uitwag en jy moet hom uit en dan éventueel dan kry jy hom te sit. Maar jy moet hom eers tire him out, jy weet, loop rond en dan kry jy hom te sit. Maar ek het nie 'n snaakse storie vir jou nie. Emil, jy moes al seker 'n paar moeilike situasies Weer eens geweld is amper betrokke gewees. Ek kan nie glo, ons praat oor wyn. Ek is by Veritas way back when. Ek onthou Duncan Savage was op die tafel gewees. En ek het iets neerhalend geskryf oor 'n wyn wie pragtige etikette het in die Parel. Jy onthou hulle met die dames op die etiket. Ja. Dus ek is jammer die wyn is nou nie opgewasse teenoor die etiket nie. En die wyn is nou power. En wie sit oorkant my daar aan te Veritas by die bemarkingsbestuurder van die plek. En hy wou regtig vir my begin. Ons praat so hier en daar. Ek sê ja, maar is my mening, jy weet. Ek bedoel ouens skryf nou hulle hou nie van daai boek of daai rolprent nie en dit. En hy begin ja, maar jy het 'n verantwoordelikheid want ons is so van mense wat vir ons werk. Ek sê ja, man, cool nou net dan, maar hy raak net meer opgewarm. En Duncan Savage kyk net vir my toe en hy sê dis guy's gonna bliksem jou. En ek probeer die hele saak vir my en toe hierdie ou net sy struktas wil begin loslaat en as hy luister, gee my tog 'n lei want ek sal graag vir wil opvang. Net toe hy soort van regtig vir sy struktas begin losraak, toe begin hy die band te speel. Maar ons sit baie naby die band, toe hulle lostrek, toe gryp hierdie man se vrou haar oor vas, so haar oordrom gebars. Nee. Eina. Haar oordrom het gebars. Net toe die band begin speel het in die middel van ons verbale geveg. En tot nou toe wil ek van vra vir die band was wat haar vrou se oordrom laat bars het of sy juttige, vurige aanmaning vir my beskeie skrywe en opinie. Okay, as ek 'n wyn na jou huis toe moet bring wat jou gaan beïndruk, wat sal dit wees? Okay, ons gaan nie te ver raak nie, maar ek sal vir jou sê as jy vir my 'n lekker bottel Vinho Verde bring van Portugal, Goed. dan gaan ek hom net daar saam met jou uitdrink. Hasse. Ek gaan nie eens kyk nie, ek gaan jou een kant toe trek en sê los die ander mense. Nice, nee. Ja, definitief. Lekker Vinho Verde, ook fris, vars, bietjie diepte, kompleksiteit. Heerlik. Alleen? Is Syrah. Ek hou van 'n site spesifiek want ek dink Suid-Afrika het in die laaste paar jaar regtig nogal jy weet soos naam gemaak met site spesifiek Syrah en daar's 'n verskeidenheid om van te kies. Gepraat van spesifiek, jy kan maar spesifiek raak. Damascene of Minimalist. Het julle al Minimalist Sam Lamson of Jean Daai het ek nog nie Smith? gedrink nie. Want hulle albei maak soos 'n jy weet soos van 3 spesifieke areas en jy kan nogal sien die verskil in En daai sy maak wyne. sy wyn reg hier in die stad. Ek weet hy's net af van die straat by my, so dit is nogal gevaarlik. Dit is 'n baie goeie call daai. Ek dink ons Syrahs, ek het bietjie verveeld geraak met Syrahs toe ons het in 8000 hektaar of 4000 hektaar geplant in 10 jaar en maar 'n goeie Syrah, daai parfuumagtigheid uit daai rooi wyn uit. En natuurlik ons moet onthou Donovan Rawls en Noah. Noah Syrah. Ek Noah. bedoel dit is nou die toppunt Top of the van town. Suid-Afrikaanse Syrah op hierdie stadium. Maak notas van daai want ek het dit ook nog nie gedrink nie. Armand? Jong, dit sal eerder 'n pragtige ou vermint uit Hongarye wees. Ek kan liefdesbriewe skryf vir Hongaarse wyne of net 'n lekker wyn uit Prieska van Lowerland. Mooi. Ek is nog maar 'n Noord-Kaap kind, so as jy vir my wyn bring in die Noord-Kaap dan is ek altyd gelukkig. Armand, wie is jou laastens wynmaker crush?
Ek dink Eben Sadie sonder twyfel. Sy visie, sy benadering tot die wêreld en alles wat hy doen. Ek het nou self en sy kinders bietjie wyn gedrink. Hulle is ook nou al bietjie jonger as ek. En net die, jy weet, dit is nou 'n mens, regtig, ek dink 'n ongelooflike man met 'n visie, nie net vir homself nie, maar vir die hele streek, vir die hele land. Maar hy is 'n bietjie van 'n rassie Erasmus in die wynwêreld. Kan ek net sê, die Badenors noem hom Baby Jesus. Absoluut. Nie dat ons dit kan gebruik nie. Wat ek meen. Hy vervul 'n rol baie duidelik. Jou wyn crush? So, kan ek net sê dat myne verander elke week, want ek ontmoet die hele tyd hierdie uiteenlopende mense. So, van Eben tot Dani Karinus van Blue Gum Grove, en dan recently het ek soos na Van Loferen toe gegaan en na Alfies Drift, en toe was ek gister by Leeuwenkuil, jy weet, soos, en dan is dit hierdie ouens wat so stil soos 'n empire bou, jy weet, en hulle is suksesvol en hulle maak my trots en hulle inspireer my nogal om altyd te kyk vir, jy weet, hoe om te survive, tipe ding. Emil, kan enigiemand die geskiedenis van wynmakers ook wees? Nee, my wynmaker crush, maar jy noem nou die woord crush. Ja, dit is wat ek so half in 'n rigting probeer gooi. Nou, dan gaan ek dit letterlik opvat en ek gaan sê Samantha O'Keefe. Oh, yes. Oh, nice. Okay. Ja, ek dink sy is maklik op die oog om mee te begin. Net so lekker, begin so op die rand van daai interessante beleë ouderdom raak. Dude, Ek voel ek met my antwoord heeltemal waar Deleen op padjien is. Sy's 'n oud joernalis. I could relate to that. So oud joernalis van California af, Malo San Francisco in California. En stilletjies maak sy vir my regtig vir uitstekende wyne. En as ek een moet uitsoek, sal dit die Viognier wees. Ek dink soos met Syrah, Sam is een van die min wat 'n regtig uitstekende Viognier maak, wat hele nuwe dimensie gee, want weet jy, ek weet of julle dit vind nie, maar ek gaan nie sê, moeg nie, maar jy weet, so ook baie Cabernets, en baie Chardonnays, en baie Chenin Blancs en so aan, maar jy kom 'n dryf soos Viognier af, daai aromatiese appelkoos, ek gebruik weer die woord scent, aroma, perfume en tekstuur. En dit is nie maklik nie. Dit is moeilik om 'n goeie Viognier te maak wat jy 'n bottel haal of jy 'n ordentlike glas van wil drink. Opvallende dame, Amerikaner, wat so cool wyn maak. I call it a crush. Asai, dankie vir die eerlikheid. Emil, ek waardeer dit. Ons sal vir hulle maar tag iewers op sosiale media en sê, kom hoor, vir wie is jy 'n wyn crush? Julle ouens, baie dankie. Julle gaan almal weer kom kuier. En dankie dat julle ervarings met ons gedeel het en eerlik was oor wat julle sienings is. Ons hoop regtig die wynbedryf gaan sterk staan en mense gaan lekker luister, waardeer dit. Gesondheid julle. Dankie. Baie dankie aan my wonderlike gaste vir die eerste die Reine Wynheid Bek Bazaar hier op RSG. Ek hoop jy het lekker saam geluister, baie geleer. Emil Joubert, wynkos en kultuurkenner, joernalis en skrywer. En dat ons natuurlik vir Deleen Fourie gehad, News24 wynskrywer en die beste sommelier in Suid-Afrika vir 2025, Armand Ridkaart. Baie dankie julle, wat 'n voorreg om julle hier te hê. Ek sien uit na volgende week, dan is dit Pinotage, 100 jaar wat gevier word van hierdie trots Suid-Afrikaanse variëteit. 4 wynmakers in die ateljee. Ons gaan heerlik gesels daaroor. Maar soos beloof, ek sluit af met my wynfeit vir die week. En soos ek gesê het, hierdie is net 'n vreemde een. So 'n Fransman sê vir my, weet jy wat jy nie mag doen in Châteauneuf-du-Pape nie? Dis in Frankryk. Kyk, Châteauneuf-du-Pape is 'n ikoniese wynstreek. So ongelooflike wyne wat van daar af kom. Dit beteken terloops die paus se nuwe kasteel, soos ek dit nou verstaan. Maar wat jy nie in Châteauneuf-du-Pape in Frankryk mag doen nie, 1954 is hierdie reël ingebring en jy mag nie 'n vleiende piering daar land nie. Jy mag nie daar vlieg nie, jy mag nie daar land nie. Ongeïdentifiseerde vleiende voorwerpe, indien daar verder geluister word as hier op aarde. Wat 'n vreemde reël, die maatreël is nog steeds daar, so enige ET's wat luister, jy mag nie in Châteauneuf-du-Pape vlieg of land nie.
En op daai vreemde noot, jy kan natuurlik ook vir my e-pos stuur oor die reine wynheid, brink@rsg.co.za. Dalk wil jy 'n interessante wynfeit deel, of is daar iemand wat jy baie graag meer oor sal wil leer, of jy het 'n wynvoorstel vir die week, gesels saam op daardie e-pos, en ek sal natuurlik ook verder met jou gesels op sosiale media. Tot volgende week.